En is nou tyd vir jou sport saam met my goeie vriendin Rosanne. Ek hoop jy is reg om lekker sport saam. Ja, beslis. Moenie worry, die Annie is ook hierso. Arnold, ek het nou net met 'n 9-jarige gesels, né? Hoe amazing is dit? Ja. En dit herinner my toe aan die 13-jarige. Wat was die jong man se naam van wat Chelsea ook mos O, die Suid-Afrikaanse, Camden Shaper. Ja, en hulle het vir hom ook mos hier wat amper 1 miljoen pond, 700 000 pond gegee. Stel jou voor, jy is 13 jaar oud en jy kan daai soort van checkie skryf as jy nou regtig sou wou. Ek is seker daar sal iemand wees wat in kunsmis wil belê en dan kan ons die 9-jarige Jurgen se hart Een miljonair. Ja. 'n miljonair Ek dink daar kunsmis vir Chelsea se gras en goeders op. Chelsea Flower Show. There you go. There we go. It's perfect. Lots of sports on the go this weekend, Arnold. Again, like always, but so close and yet so far for the Protea ladies. I felt so sorry for them, but you can say what you like. The Indians were better in the final. And miskien, Pieter, het ons eindstryd gespeel in die wedstryd voor dit teen die Aussies. Miskien is dit moontlik, maar kom ons kyk net gou-gou na die syfers. Die Indiërs wat 298 vir 7 gemaak het, maar hier is die groot ding. 5 vangskote is verbrou. And the parlance in cricket, whether it's T20s or one days or test, is catches win matches. As hulle daai 5 vangskote gehou het, dan was dit anders. As hulle selfs miskien net 3 gehou het. In elk geval, Suid-Afrika het nou 246 gemaak en is in die 46ste beurt almal uit. Laura Wolfhard vir die tweede keer 'n 100-tal gemaak in 'n ry. Dit was wonderlik om te sien dat hulle in die eindstryd was. Terselfdertyd moet mens ook vir jouself sê, dit moes ongelooflik moeilik gewees het in Mumbai teen 45,000 Indiërs. As jy iets reg doen, dan is daar niks. As die Indiërs iets reg doen, dan ontplof die hele plek. So, ek dink dit maak ook 'n verskil, maar op die ou einde, hats off, ek kan net vir hulle sê, wel gedaan, dit was wonderlik om te sien, en dis die derde eindstryd wat hulle maak, so hulle leer, die konstantheid gaan kom. Ek is absoluut seker dit gaan kom. Hulle is nie naaste by al so wat was die woord wat jy nou net gebruik? Konstant en gewoond aan die Indiërs wat nou al meer daar was op hierdie hoë profiel eindstryd en so aan. En mens kan ook kyk na die feit dat die sport het die basis en die krag het geskuif. Dit was Australië vir baie lank, selfs die Engelse vrouens vir baie lank, en nou het die hele ding geskuif. Indië en Suid-Afrika in hierdie eindstryd. Met ander woorde, ons is besig om op te vang. Definitief. Ek wil net sê, gee tyd. Geen nie tyd. Well done, girls. Ja, I think they did exceptionally well. Well done aan die Proteas vroue. Hulle het so goed gespeel in die toernooi en daar's 'n nuwe vibe rondom vroue sport en dit maak my hart so bly. Is dit nie wonderlik dat dit so gebeur het nie? Maar weer eens, dis blootstelling. Dis ek dink dis die onderliggende fundament is dat daar veel meer blootstelling is vir vrouens. As daar veel meer blootstelling is daar veel meer geld en as daar meer geld is, dan kan jy meer ontwikkel. Reg onder tot heel bo. So amen. Ek stem. Ek stem. Happiness. Hier is 'n interessante ene, want jy weet, mens kyk gereeld na die All Blacks en dan dink jy, hulle is wonderlik as dit kom by hulle sportmangees. En dan kyk nou net wat sê Beauden Barrett, van Saterdag op Soldier Field in Chicago, het Ty Burney 'n geel kaart gekry, wat toe uiteindelik opgegradeer is na 'n rooi kaart. Hoekom en hoe? Dit sal ons nooit verstaan nie, maar dis wat Beauden Barrett na die tyd gesê het. I spoke to Targ after the game. I was gutted for him, to be honest. It's just one of those unfortunate parts of the game. I didn't expect the ball. I was hoping that Cam would have played the other option, and he had no option. He didn't intentionally put a shot on me, so I can't hide from the fact that I copped a shoulder to somewhere up there. That's what happened. I'll support him in terms of mitigating his whatever happens next, because I don't feel there's any intention there. It was just unfortunate. Is the 20 minutes, Brad, good for the game, do you think? Because that would have changed it dramatically if it was a full match. For sure. I think certainly in this instance, it could have been I haven't seen it, so I can't really say. He may have only deserved a yellow, but 20 is absolute worst in this instance, so it's more me personally feeling for him. Is dit nie wonderlik dat iemand wat, soos hy sê, copped a shot up here somewhere, hy wou nie eers sê dit was hoog nie, dat hy sê dit was nie 'n rooi kaart werd nie, en ons moet regtig besin, ek hoor nou die rooi kaart ding hulle gaan hom afgradeer, so jy gaan 'n geel kaart kry, en as dit dan opgegradeer word, is dit 20 minute af van die veld af. So dit het nie 'n materiële invloed op die hele
wedstryd nie. En in daai geval was dit 'n rugby insident. So just for context, he was tackled Yes, slightly by Ty high. Burney. Yeah, he was he got a shoulder in the head. Okay. It looked far worse than what it was. Yes. But Razi said a very interesting thing, and here's something that one has to take account of, though. It's about people talk about what was the intention. Well, you don't know what the intention was. It's impossible to say, well, that was not the intention. And I'm not having a go at Beauden Barrett. I'm just saying he was trying to soften it all. Yeah. But the fact of the matter is, it's like when someone drives badly, what is the intention? You don't know what the intention is. And that's where you have to draw the line. There has to be a line somewhere. Maar ek dink eerlikwaar, ons is op die punt waar ons vir mekaar moet sê, geel kaart, en as dit dan moet opgegradeer word, dan sit jy nog extra 10 minute langs die veld. Maar om die hele wedstryd te versier het, wat eintlik op die ou einde, die Ire kon daai een gewen het. Maar nou ja, in elk geval. Kom ons skuif aan en gesels oor die Bokket in Japan. Ons het 'n klankmanier, ek en hy looi dieselfde sin vir humor as ek. Dit is so effens aan die verkeerde kant. Ja. Hy sê, luister, hulle kon daai wedstryd Saterdag net so wel in die Tri Nations gespeel het. Ek het gedink Rassie gaan ophardloop in 'n 3-druk. So, dit was wonderlik. Ja. 9-3 en op die ou einde die Japaneese was net nie opgewasse teen ons nie. Nou, ek weet Eddie Jones in die Japaneese wou die ding oppraat, maar daar was geen manier nie. Nee, dit is vir my 'n wonderlike wedstryd om te sien. En toe die manne eers begin klik, maar toe sit verby. En ek weet nie hoe hulle die spelers van die wedstryd gekies het nie, want jy kon ten minste 3 of 4 bokke gekies het. Definitief. Maar wat my aanbetref, wat 'n wonderlike manier om die toer hier aan die einde van die jaar af te skop. En Saterdag is dit ons teen die Paraguayene. Ons hardloop uit teen die Franse. Nou is dit seker tyd. And there's natuurlik no love lost there. It's a very tenuous relationship between No, us and madam, the there French. is no lost love. Ek dink die hare gaan waai. Onthou, hulle voel nog steeds na 2 Maar jaar dit is terug wat se ek sê, wêreldbeker. ja. Hulle skuld ons een. Ja. Dit gaan wonderlik wees om te sien en ons gaan uitvind presies wat in ons steek. Dis gaan ons eerste groot toets wees. Ja. Moet sê, ek dink dit was vir die Japanse rugbyspan net weer 'n enorme voorreg om nou teen die Springbok te kon speel en jy weet nou wat se statuur hulle al het in die laaste tyd ook. So wel dan vir hulle ook. Die interessante ding is 'n week terug het hulle Australië baie hard gedruk. So wie weet, jy weet dinge skuif en dis so veranderend in sport. Dis hoekom ek sport uitsaai, want dit is bloot net fantasties. En Suid-Afrikaanse rugby is op die oomblik die top in die wêreld. Ja, Dit dis is baie ons is die waar, span wat almal na kyk en wil sien wat ons doen. Dis die standaard. Love it. Kom ons kyk hoe Dankie, lyk die Annie. Franse oor die naweek. Bly net waar jy is van hierna is dit tyd vir jou geldsaake saam met Thys van Sail. Jy kyk goeiemôre, good morning, bly net waar jy is. Daar's ook nog musiek op pad van Lucia.